Geliefde familie en vriende, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en zaligmaker. Het is vir my 'n eer en 'n voorreg om namens die Breiners Kerkefamilie 'n huldeblyk te bring aan die lewe van ons geliefde moeder, ouma Suster Tannie Regine Dorothea, beter bekend as Duis, Auntie Duis. Soos my seun Keegan dit so mooi stel, Mommy, you are passing the baton from one generation to another. Stories van oud, toe ek nou eintlik nog kind was op Mammerie, dit is nou wat ek nou self nou eintlik vir julle met julle wil deel en wat my ma vir my gesê het. Tannie Maria, is nou die ouma van Mil en die Duitse ma. 'n Vrou van no-nonsense het vir elk van haar kinders 'n eie spesiale liedjie gesing. So het hulle troetelname gekry. Daisy, Netjie, Bibi, Mannie, Makkie. Ek weet toch nie van Rudike teen Dani nie. Maar my ma het altyd gesê, sy kan het ook sê vir Mannie gesing het, Mannie alone, Mannie. So die doen, sy is 'n song geklink het. Ek gaan die Duitse lewe en karakter. Haar ingang was stil en vreedsaam. Sy was 'n sterk vrou, een wat haar plek in haar huis geken het. 'n Koningin in haar paleis. Elke ding het 'n plek gehad, met voorskoot na voorskoot het sy haar huis met trots en toewyding skoon gehou. Sy was altyd besig, agter die stoof brood bak, kos maak, was gedoen. Haar kuier by haar susters was altyd van korte duur, want sy het haar huis nooit lank gelos nie. 'n Moeder en 'n huis hê. Haar kykens was beskerm. Sy het streng regeer, maar haar sagte hart het altyd deurskyn. Trane was nooit ver nie. Sy was regtig large in charge. Die lewenslesse wat ons uit haar hand ontvang het, is in ons harte gegraveer. Ek praat nou namens die kinders en kleinkinders. Selfs wanneer ons keuses nie altyd haar goedkeuring geniet het nie, het sy ons steeds in gebede gedra, want die hart van 'n moeder bly 'n heilige plek. Aan die Duitse geloof was diep geanker, haar wortel sterk en vas. Haar familieboom dra vandag die vrugte van jare se opoffering en saad en swaar kry en liefdevolle diens. Haar voorbeeld het 'n spieelbeeld geword waarin ons onsself kan sien. Sy moes vroeg in haar lewe die steunpilaar van die familie word na die afsterwe van Oom Steven, haar vader. Sy was die oudste en moes verantwoordelikheid aanvaar om te kyk na die ander span. Maar haar eerste werk was eintlik by moslims in Rondebosch. En ek kan nie die storie vertel soos ek hom wil hoor nie. Maar wel kan ek deel. Sanna en Duis het in die stad gewerk. En een van die maanden, dan kom sy met sak en pak. Dan kom sy nou by hulle in kom en sy daar by haar kyk. Toe sy nou by die Duis se woonplek is, toe sy man in die kamer. Maar sy daar ingegaan en die man het gejaag wat nog Milse pa was aan vrienden. Ja, so ons stam kom van ver af net. En baie keer weerspieël dit in ons gedrag. Hy koppigheid. Wat dit adem en ons gaan ook aan. Maar nietemin, dit is deel van die DNA. Ons kan nie daarvan af weg nie. Ja, sy het daar gehelp om haar broers en susters groot te maak. Vinnig moes sy leer om die lewe aan te pak, volhardend, vastberaden. As ouma het sy haar kleinkinders ewe liefdevol gesond. Ek hoor haar nog sê, gaan speel buite. Die tande word nie getel nie. Hulle was te lief, maar ook gedisciplineer as hulle oortree het. Dis hoe sy was, regverdig, regend en altyd liefdevol. En dan vir die familiegroete en die Bybel aan die Breiners Kerkefamilie en uitgebreide familie, ontvang asseblief ons innige meegevoel namens die Hartenberg en die De Waal families. Ons laat julle met woorde uit Jesaja 60 vers 19 en 20. Bedag sal dit nie meer die son wees nie, wat vir jou lig gee nie, en s'nags sal die maan nie meer skyn nie. Die Here
sal vir jou 'n ewige lig wees. Die Here, die son sal nooit ondergaan nie, jou maan sal nooit verdof nie, want die Here sal vir jou 'n ewige lig wees. Met dankbaarheid loof en prys ons God vir die lewe van Regina Dorothea Gericke, wat aan ons geleen vir 'n tyd en vir al die bewaarders in ons herinneringe. Rus sag, rus in vrede tuis, tot ons weer ontmoet. Baie